Goeie dag broers en susters. Lekker om op hierdie manier by julle te wees. Ja, goeiedag van my kant af ook. Is lekker om saam te gesels met Charles en Thomas. Ook van my kant af, gemeente, broers en susters, is lekker om daarom ons gesit is vir julle te wys om te sê, ons leef nog met mekaar saam en ons werk nog heerlik saam. Ons het goed gedink om met hierdie videogreep so ietsie van ons drie se harte en ons bedieningsvisie vir 2021 met julle te deel. Natuurlik is sover as wat dit moontlik is om binne hierdie onsekere tye te kan beplan. Maar heel eerste, liewe gemeente, wil ons drie graag diep uit ons harte vir julle hartlik bedank vir julle volgehoue meelewing, julle voorbereiding, julle betrokkenheid, julle versorging vir ons sodat ons met ons bedieningswerk in die koninkryk van die Here hier kan voortgaan. Niemand weet wanneer die beperkings van die grendeltyd verlig of selfs opgehef gaan word nie, maar dit mag nie veroorsaak dat ons geloofsgemeenskap met God en met mekaar mag verwaarloos of mag verloor nie. Daarom is dankbaar dat ons in beperkte getalle wel fisies by die kerkgebou kan erediens vier, maar ons is ook daarmee saam dankbaar vir die digitale medium waardeur ons eredienste gelyktydig met ons erediens aanbieding kan uitsaai. Weet julle, ons drie is diep in ons harte daarvan oortuig dat, hoewel ons nie almal fisies by mekaar kan wees nie, is ons digitale eredienste waarin jy by die huis dalk deel het, is dit nie 'n tweede rangse ontmoeting met die Here nie. Die Bybel leer ons tog dat God Gees is en aanbid word deur die Gees en in waarheid wat Jesus vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 gesê het. In elk geval is ons eenheid, of die eenheid tussen ons as gelowiges, is 'n geestelike eenheid, nie gebaseer in 'n gebou of in 'n vertrek nie, maar saamgebind deur die eenheid van die geloof wat die Gees in ons bring. Natuurlik, liewe vriende, broers en susters, is dit belangrik dat ons as 'n geloofsgemeenskap ook fisies by mekaar moet kom, maar terwyl dit op hierdie stadium nie moontlik is nie, is ons tog vir die Here dankbaar dat ons op hierdie wyse saam kan bid en hom saam kan dien, en ons kan nie wag om weer as gemeente saam in aanbidding ons teenwoordigheid voor die Here te mag beleef nie. Ja, ek sê, ons kan maar sê, dis presies dit, en ons sien vreeslik daarna uit, ons weer almal by mekaar is, maar intussen tyd het ons hierdie dubbele bedeling, nee, so ons wil regtig vir julle aanmoedig om te bespreek vir die eredienste, en as jy dan nou nie plek kry nie, getrou in te skakel op dieselfde tyd verkieslik as die erediens aangebied word. Ek weet, dit gee vir ons eintlik nou die geleentheid om in te skakel wanneer ons wil, maar daar is tog regtig iets in hierdie geestelike saamwees, en dat 'n groot deel van ons saam is op daai spesifieke tyd. So, asseblief, probeer dit so reël dat ons tog weer in daai ritme kom en dat ons sodra ons weer kan fisies teruggaan, dat ons nie uit ritme uit is nie. Ons herinner sommer net dat daar nou 3 erediensgeleenthede is, en ons sê jammer dat dit dalk so 'n bietjie de mekaar was vir 'n tydjie, want ons het aanvanklik die aanddiens vroegoggend opgeneem, en dit was maar gewoon om ons personeel wat daar baie hard werk, kan nou oor hulle praat, maar om vir hulle die geleentheid te gee om dan hulle tyd 'n bietjie te kan bestuur, maar ons het baie gou besef dat dit dalk bietjie vroeg in die oggend is, so vroeg 7:30 al daar by die kerk te wees, so daarom het ons nou die 9:00 geleentheid, en dan 11:00 in die CCC Engelse diens, en dan 6:00 die tyd geleef van die aand. So bespreek asseblief daarvoor. Ons is natuurlik baie dankbaar vir 'n baie brawe en dapper en hardwerkende span in ons klank en video span. Hulle werk regtig verskriklik hard. Philip Mostert en Paul Leroux dan veral met die klank, en ons ouetjies wat hulle help, en dan ons video span is Martinus Potgieter en hulle twee seuns Albert en Jan Hendrik. Ons wil net vir hulle sê verskriklik baie dankie. Hulle werk regtig hard onder baie druk eintlik met elkeen van daai dienste, veral as dinge skeefloop. So dis sommer 'n uitnodiging ons ook vir julle almal. Ons het regtig 'n behoefte om hierdie diensgroep uit te brei en die las vir hierdie span ligter te maak. So as jy enigstens vaardig is in hierdie veld, of as jy net hoop om vaardig te raak en jy wil graag deel raak en jy wil graag betrokke wees, of selfs al wil jy nie vreeslik graag nie,
maar jy voel bietjie op jou hart die druk om te sê, maar ek wil kom handbysit, kontak asseblief vir my, op hierdie stadium is ek van die kontakpersoon daarvoor, om ouens by mekaar te maak, so kontak asseblief vir my en kom help asseblief uit. Hoe meer ouens ons daar het, hoe minder werk almal, nee, want dan kan ons die werk met mekaar deel. Ja, dit is nogal waar. Ek weet nie of julle dit ook ervaar het, so wanneer almal so hard werk met die eredienste, dat die mense wat daar is, nader aan mekaar gekom het en eintlik so ietsie kleins van die gemeente beleef. Want dit is so, ons gemeente se kernroeping, het ons mos nou al baie met mekaar gedeel en ook daaroor gepreek, en ons wil mekaar graag daaraan herinner. Die Gereformeerde Kerk Randburg is 'n huisgesin van God wat Christus Jesus naleef en verkondig. En dit alles deur die werking van die Heilige Gees wat in ons is, nie waar nie. Maar om hierdie roeping al hoe duideliker en praktischer te maak in al ons bedieninge, is dit so dat ons as dominees en saam met die ouderlinge en diakens hierdie jaar regtig DV 'n dubbele poging wil insit om elke lidmaat te begelei hierin, om hierin te groei in die uitlewing hiervan. So ons vra ook vir julle, nooi ons uit en maak dit vir ons moontlik om by jou uit te kom. Al dink jy nie heeltemal soos dit op hierdie stadium nie, maar ons sal regtig graag vra dat ons hierin deel en saam bid hieroor. Dat ons toegewyd kan wees aan ons bediening, aan mekaar, maar in besonder ook aan die Here. Nou wat vir ons baie belangrik is, en Charles het dit eintlik al genoem, dat kerk wees nie net bestaan, of was dit Thomas wat dit genoem het, bestaan uit die eredienste self, waar ons nou in 'n kleiner kring fisies by die kerk is, of dan nou, waar ons dan nou regstreeks en virtueel by mekaar is. Dat dit gaan verder. Dit wat ons op 'n Sondag ontvang in kerk is, word werklikheid in ons lewe, in ons daaglikse lewe. En die gemeenskap gaan aan. Ons oefen eintlik so op 'n Sondag, ons leer by mekaar en dan gaan ons in ons leef dit uit in die week. So kerk wees in die week is belangrik, maar dit is ook nie altyd so maklik nie, nee. Maar om met 'n deel van die gemeente saam mee te leef. Ons kan nie met 1250 mense elkeen van ons meeleef nie, maar as huisgesin van God wil ons graag gehoorsaam wees aan hom en getuig en Christus uitlewe. En daar is baie praktiese maniere. Seker julle kan nog met ons deel ook wat julle al reeds doen. Prakties, tel die telefoon op en bel medegelowiges. Miskien as jy dalk 'n introvert en dan sê nee, ek kan nie praat nie of ek is te skaam, begin by die mense met wie jy ken. En vra hulle hoe gaan dit of vir die nuusbrief, ons het hierdie nuusbrief wat ons elke Sondag so uitdeel en per WhatsApp ook stuur. Daar's al die verjaarsdag. So tel op en stel jouself voor as jy nie die mense kom nie. Goeiemiddag, ek is Joop van Skaik. Ons is saam in dieselfde gemeente en ons wil jou graag gelukwens met jou verjaarsdag of hoe gaan dit met jou? Ons bid vir jou. Wanneer laas het iemand vir jou gebel, sommer die bloute wat jy nie ken nie, en vir jou gevra het hoe gaan dit met jou? En dan ons kan ons maar bid per telefoon ook. Ek het dit al 'n paar keer gedoen en mense het vir my ook al per telefoon so gebid. Is baie besonders, nee. Dan verder, wat van ander inisiatief neem om in 'n kleiner kring by mekaar te kom. Dat jy met mense van jou Bybelstudie of 'n wijk of wat 'n klein groep ook al, dat julle mekaar nooi om by mekaar te kom en mekaar te help hoe om in die praktyk te kan diensbaar wees. Om kospakkies op te maak of om eensaam te bel of vir iemand wat te versigtig is weens ouderdom of omstandighede om self inkopies te gaan doen om te gaan help daar, nee. En dan ook om dalk 'n paar huisgesinne saam te nooi en om 9:00 die oggend of 11:00 of 6:00 op 'n Sondag aand saam die erediens te wees, in te skakel en dit te beleef, want ons weet mos hoe is dit in die kerk. As ek by die huis sit en ek skakel so in, dan beleef ek dit wat mense in die erediens dan saam beleef, fisies in die gebou. So daar's soveel moontlikhede, nee, Charles en Thomas, dat en ons moet mekaar hierin help, maar ook aanspoor. En dit is tog ons roeping, nie waar nie. Dit is ook my gebed dat die Here ons sal help om ook in hierdie opdrag gehoorsaam te wees en dit te waardeer en te geniet. Baie dankie ook vir die saamwees met julle. Ja, baie dankie Joop en Thomas. Sover vriende, tenminste ek groet julle. Dalk wil Thomas en Joop julle nog 'n ruk lank besig hou, dit lange asems. Maar ek gaan nou vir julle kobaai sê want my asem is op, maar baie seën vir julle en as julle enigiets van ons dominees nodig het, bel ons asseblief. Ons is so naby soos 'n telefoon en ons mag al fisies by mense uitkom, nog nie in ouer huise en hospitale nie, maar as jy ons nodig het, moenie uitwin nie. Baie seën van die Here vir julle toegebid.
Mooi bly. Groete. Dankie.